Ek het so ruk terug iets gedoen wat ek nie normaalweg doen nie. Ek is nou nie noodwendig 'n motorliefhebber, sportfan nie. Dit voel vir my as jy daar so, as jy daar op die televisie kyk en jy kyk, is dit zoom, 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 zoom. Dis hoe dit baie keer voel. Maar ek kyk ter die eendag, seker omdat daar niks anders is nie, kyk ek 'n Formule 1 wedren. En iets tref my ongelooflik van hierdie wedstryd. Die ongelooflikste oomblik vir my in die wedren is die pitstop. Hierdie kar wat so met hierdie ongelooflike spoed jaag, en dan ewe skielik kom hy in die pitstop in, en daar's 'n spoedgrens, hy moet afgaan na 60 km/h toe, en dan kom hy, en hy stop. Letterlik vir 2 sekondes. Bande word vervang, brandstof word ingegooi, klein aanpassings word gemaak aan hy motor, en binne 2 sekondes is hy uit. Daar's 'n span wat letterlik staan, julle het dit nou gesien, met daai kar letterlik diens, in 2 sekondes. En die hele punt van die pitstop is, om al daai goeders te doen, stop hy vir daai 2 sekondes, sodat hy vinniger verder kan jaag. En ek sit daar en ek besef, oeps, dis nie wat ons in ons geloofslewe baie keer doen nie. Doen ons nie presies dieselfde nie. Ons kom kerk toe, bid vinnig, luister na 'n boodskap, sing 'n paar liedjies, en dan gaan ons. En jaag ons net voort, met dit wat voor ons lê. Dis asof Sondagoggend hier 'n pitstop word. Ons sommer net vinnig stop. En dan net lank genoeg stop ons hierso. Dat ons 'n bietjie meer moed het, dat ons 'n bietjie meer krag het om aan te kan gaan. 'n Bietjie meer geestelike brandstof om hierdie week verder te jaag. Sodat ons hierdie week ons gejaag net kan voortsit. Tot volgende Sondag, wat ons weer pitstop toe kom. Vir nog 'n so stukkie waar ons iets ervaar. Weet jy hoeveel mense het al vir my gesê van Sondag kerk is die plek waar hulle vol maak nie. En dan onderstreep dit iets van daai pitstop gedagte wat ons het. Kerk is waar ek vol maak. Gou stop. God is die plek waar ek vinnig stop, sodat ek weer vinniger kan jaag die res van die week. En so maak ons elke dag ons ontmoetings met God ook 'n vinnige pitstop, sodat ek en jy verder die gejaagde leef kan aangaan. Ek dink God wil dit anders hê. Ek dink God nooi ons na iets baie dieper met hom as net 'n pitstop. En hy vra meer van ons. Hy wil nie hê ons net jaag, dat ons hier moet stop en dan voortjaag, dis werk, dis skool, dis kinders verantwoordelikhede, en dat ons net hier kom elke keer 'n bietjie brandstof kry om verder te jaag. God het sy kerk, sy samekoms van gelowiges nie ontwerp vir 'n pitstop nie, maar vir baie, baie meer as net 'n pitstop. En hy nooi my en jou uit na 'n plek toe waar ek jy moet stop, sodat ons kan rus in hom, in sy teenwoordigheid. Nie net om ietsie te kry, om verder besig te wees met ons eie nie. Ek luister nou die dag na iemand wat vertel, hulle gaan op vakansie en vertel my van al die mooi, maar dis 'n lang pad wat hulle moet ry en stop by 'n klomp mooi plekke en dan neem hulle 'n selfie daar en dan ry hulle aan. En ek dink myself, wat is die nut daarvan? Dat jy hierdie mooi plek by kom en jy neem 'n foto van die plek, maar jy het nie beleef dit wat daar gebeur nie. Jy het nie lank genoeg gestop om regtig in te neem wat daar gebeur nie. Want jy het 'n plan, want jy moet by die volgende bestemming kom op jou kaart, op jou roete, wat jy besig is. As ons eerlik is, baie keer gebruik ons
Die kerk. Plek waar ons stop, of 'n moment waar ons al vir die self neem van 'n oomblik van 'n stil word, en dan gaan ons aan. God, ons nooi ons nie vir 'n selfie of 'n volmaak, 'n pitstop op 'n Sondag nie. Hy nooi my en jou in 'n verhouding. En dan kan ons iets daarvan vandag ervaar. Die afgelope jaar het ons 'n paar keer al stil gestaan hoe die wêreld jaag en hoe God ons eintlik innooi om eintlik te kom stil staan by hom. En sy liefde te ervaar en besef wie is ons en dat ons geliefd is. Ons het al gepraat daaroor dat die wêreld jaag na prestasie, sukses, erkenning. Ons kinders voel dit by die skool. Hulle word gejaag in alle rigtings. En daai gedagte, ek moet beter, ek moet meer doen, ek moet beter punte kry, beter resultate. Ek moet ander mense beïndruk oral waar ek gaan. Word al so ingeprint in ons kinders se lewens en in ons eie lewens, want dis hoe ons baie keer georiënteerd is. Verlede Sondag was my so treffend toe Stefan gepraat het oor raak rustig. Dat ons kan stil word en God kan kom vertrou in 'n lewe wat gejaagd is. En vandag wil ek verder bou op dit wat Stefan begin het, op dat ons moet rustig raak. Die rede hoekom baie mense nie noodwendig rus ervaar in hulle lewe, het ek begin beleef, die rede daarvoor is omdat mense leef vir die verkeerde gehoor. Ons leef vir gehoor vir mense daar buite en dit jaag ons. Dit jaag ons om performance te hê, want ons moet ander mense beïndruk. Ons moet deur ander mense so aanvaar word. Ons moet ander mense se goedkeuring probeer kry in alles wat ons doen. En God wil ons eintlik om uitnooi in 'n lewe waar hy vir ons sê, stop. Stop by my, maar nie net vir 'n pitstop nie. Stop by my in verhouding, sodat jy iets van die geliefdheid verstaan, iets van God, wat sê ek is lief vir jou. Dit is 'n plek waar jy kan behoort. En daarom is die eerste gedeelte wat ek vanoggend met jou wil deel is, eerste ding wat ek vanoggend vir jou op die hart wil kom druk is, stop om mense te beïndruk. Jy kan in elk geval nie. Jy gaan altyd iets doen wat mense nie van hou nie. Stop om mense te beïndruk. Maar ek wil aangaan, ek wil sommer net so 'n paar verse uithaal selfs uit die teks wat ons verlede Sondag gelees het in Matteus 6. So ongelooflik as jy hierdie gedeelte sien. As Matteus sê, moenie jou godsdienstige pligte in die openbaar nakom om deur mense gesien te word nie. Want dan kry jy geen beloning van jou Vader wat in die hemel is nie. Maar mense, moenie hierdie goeders doen voor mense om mense te beïndruk en groot voor hulle te ryk nie. Vers 2, as jy byvoorbeeld armes help, as jy selfs goeie dinge doen, moet dit nie uitpassy nie. Dit doen die skynheiliges in die sinagoges en op die straat, sodat mense met lof van hulle kan praat. Sien julle daai? Moenie die goeders doen soos hierdie ander ouens wat ander mense wil beïndruk met die manier hoe hulle mense help en wat hulle doen. Die teks sê oor en oor. En dan nog kom voor in vers 7 en vers 16. Verder as julle bid, moet julle nie soos hierdie mense nie. En dan noem hy, as julle vas, moet julle nie soos hierdie mense nie. Elke keer gaan dit daaroor, by elke van die gedeeltes, hou op om mense te beïndruk, stop daarmee. Die probleem is nie wat ons doen nie. Want al daai goed wat hy in daai lysie noem is goeie goed wat mense doen, en bid en vas en mense armes help.
die goed wat ons doen wat die verkeerde nie. Dis hoekom ons daai goeders doen. As die hoekom ek daai goeders doen om ander mense te beïndruk of om raak gesien te word, is die verkeerde motivering. Jesus roep ons op om dit wat ons doen te doen uit liefde uit. Want wanneer ons vir ander mense se oë lewe, word ek en jy gevangenes van hulle opinies. Want dan gaan ek alles so doen sodat ek bly in 'n goeie lig voor mense. En ek gaan partymal goeders doen vir die verkeerde rede om mense te beïndruk en ek kan op iets mis wat die Here vir my vra. Want ek wil net nie sleg lyk in ander mense se oë nie. En ons mis uit op dit wat God vir ons vra. So miskien moet ek en jy stop te vra wat gaan ander mense dink. Het hulle my raak gesien? Het ek genoeg gedoen? Want dit is die goed wat ons moeg maak. Ons wêreld het ons geleer om te leef vir applaus. En ek en jy moet daai afskakel. Ek en jy moet nie saam leef vir dieselfde applaus van die wêreld nie. Maar ek en jy word opgeroep deur Jesus om dit wat ons doen uit liefde vir die Vader te doen. Matteus 6 kom juis eintlik vir ons sê, haal jou oë af van mense af. En dan sê hy in vers 6, kom word stil by die Vader. Nee, as jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Maar hoor ek so in hierdie gedeelte dat God sê, vergeet van hierdie mense, kom word stil by my. Kom na my toe, nie soos na 'n pitstop toe nie. Maar kom na my in 'n ontmoeting met die Vader. Dis waarin Jesus ons uitnooi. Ek en jy kan nie saam met God stap as ons nie by hom gestop het, by hom gerus het en sy hart gehoor het nie. Want wanneer ek en jy by God stop en stil word by die Vader, dan heroriënteer God my en jou gedagtes, ons harte, sodat ek en jy saam met hom kan stap en saam met hom kan werk en kan doen dit wat hy my en jou roep om te doen. Maar wanneer ek nie stil word en stop nie, dan kan ek nie. As ek inkom net om te pitstop, net om iets vir myself te kry, om krag te kry, om aan te gaan ek hier nooit hoor wat is op God se hart nie. Ek gaan nie die hartklop hoor van God se hartklop vir hierdie wêreld en ons gemeenskap nie. Want ons gaan net stop genoeg sodat ek ietsie kan kry sodat ek kan aanjaag na die volgende stop toe. Jesus kom eintlik vir ons sê, nee, gaan nie oor harder werk, hierdie ongelooflike beeld is, stop. Gaan na die Vader toe, maak jou deur toe, wees by hom. Wees by die Vader in verhouding. Verhouding met die Here begin nie by prestasies nie, maar tyd saam met 'n liefdevolle God. En dis waarvoor God ons inroep. En dit is so 'n mooi beeld is, hy nooi ons na die Vader toe. Nie na 'n skeieregter toe, 'n beoordelaar of 'n kritiese inspekteur nie. Hy nooi ons na Vader toe, wat lief is vir ons, wat saam met ons is, wat ek nie nodig het om te beïndruk of. As jy tog 'n pa het, ek en jy is nie, ek weet nie van julle nie, maar ek voel nie ek moet elke dag my pa beïndruk met wat ek doen nie, want hy ken my. Hy ken my slegste en my goeie. Ek kan maar net wees as ek by my pa is. Ek het nie nodig om te beïndruk nie. En dis, ek hoop jy hoor die hart van die Vader wat sê, by my kan jy wees. Jy kan veilig wees, jy kan stop. En dan wil ek jou na 'n volgende teksgedeelte toe bring.
Want wanneer ek en jy gaan stop by God, gaan jy vandag ontdek, wys hy my en jou die pad. Wanneer ek en jy stop en rus by God, dan wys hy vir ons die pad. Ek wil graag met jou Psalm 143 lees. Sommer net 'n paar verse en gaan lees asseblief vanmiddag die hele Psalm. Maar Dawid is bekommerd oor sy vyande en die probleme wat hy beleef en hy amper op 'n manier kla by God en smeek hom asseblief te kom help, want hy gaan deur moeilike tye en dan kom hy in vers 7 en dan sê al hierdie goeders voor ek heeltemal gedaan is. En dan kom Dawid in vers 8 en dan kry ons hierdie verskriklike mooi beeld. Laat my elke môre u liefde ondervind. Want in u stel ek my vertroue, wys my die pad wat ek moet loop. Want my hoop is op u gefestig. Sien jy hoe Dawid na God toe hardloop en by Dawid kom rus en by God kom stop. En die eerste ding wat wat gebeur is Dawid by die Vader is en hy stop daar, dan word hy herinner aan God se liefde. En hy sê, Vader, kom wys myself u liefde, laat my elke môre u liefde ondervind. En dit is iets wat ons so maklik vergeet in 'n besige wêreld, is God se liefde. Ons raak vasgevang deur bekommernis, deur al hierdie goeders. En in die eerste ding, God herinner my en jou aan sy liefde wanneer ek en jy tot stilstand kom by hom. Tweede ding wat gebeur, God wys vir ons sy pad. As Dawid bid, wys my die pad wat ek moet loop. Want omdat hy stil staan en by God is, vra hy die vraag, Here, wys my die pad. Baie mense is angstig oor die toekoms. Maar wanneer ek en jy gaan stil staan en by God stop, in sy liefde, begin God my en jou ook rig en begin hy vir ons die pad wys. Hier is die pad, hier is die volgende tree, hier is die rigting wat jy moet leef. Maar wanneer ek besig is met 'n pitstop geloofslewe, dan kan ek nie stil word, God se liefde ontdek en daai rigting kry en hoor wat is op God se hart nie. Maar Dawid gaan verder, hy in vers 10, dan sê hy, leer my om u wil te doen, want u is my God. Laat u goeie gees my op 'n gelykpad lei. Nou besef ons stap nie hierdie pad alleen nie. God gee vir ons sy gees. En sy Heilige Gees lei ons. Rus is nie passief nie, maar dit is om saam met God te wees, om saam met God hierdie pad te stap, waar God vir my en jou die rigting gee, en vir ons inlei, en waar ek sy Gees vertrou, om saam met my elke dag hierdie pad te stap. En dit bring my by 'n plek waar, wanneer ek so by God rus, sy hartklop hoor en gelei word op sy pad, dan lei dit my ook, as ek rus by God, om 'n wyse lewe te lewe. Paulus praat daarvan in Efesiërs. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou, in die Here is julle lig. Sê vir Christene wat veilig is en God se liefde in sy hand is, wat stop, wat behoort aan die Vader. Hy sê, vroeër was julle dit, maar nou is julle, nou in die Here is julle lig. En dan sê hy, iets gebeur as jy in die lig van God staan en sy liefde is. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Daai kan ek en jy alleen doen wanneer ek en jy gaan stop het by God. En sy woord is in gebedstyd saam met die Vader is te vra, Vader,
is dit wat ek mee besig is dit aanneemlik vir U? Maar wanneer alles wat ek doen is, Here, wat ja, gaan ek nooit, as kerk wees, as my stilte tyd, as al hierdie dinge net pitstop saam met God is, hoe gaan ek by God kan hoor, en regtig weet of dit waarmee ek besig is, aanneemlik vir God is. Ek moet in die woord van God wees, voor ek daai vraag kan vra, en dan moet ek bereid wees om lang genoeg te luister, en stil genoeg te wees, om te hoor wat is op God se hart. En dan sê hy, maar, kom hy by die 90, moenie meedoen in al hierdie vrugtelose praktyke van die duister nie, maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs 'n paar dinge, te praat oor 'n paar dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. En dan gaan hy aan, vers 15, wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandig is, maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons leef in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree, maar probeer om te wete te kom wat die Here wil dat julle moet doen. Maar probeer te wete kom wat die Here wil hê dat julle moet doen. Sien julle dit weer? Hoe Paulus dit onderstreep? Net soos Dawid dit ons onderstreep, om uit te vind, wat is die wil van die Here? En laat die Gees julle vervul, en laat die Gees julle lei, en dan gaan hy gedeeltes aan, sing onder mekaar lofgesange, loof sy naam, en alles wat jy doen tot eer van die Here. Kan ek en jy alleen doen, wanneer ons by God stop, rustig raak, en by hom vrede kry, hartsverandering kry, leiding kry, oor wat is op die Here se hart. En dan sê Paulus, moes let op, dis hoe dat julle goed lewe. Probeer vasstel wat die Here wil hê. En dit kan 'n mens net doen as ons by God rus. Want as ek en jy by God rus, kan ek en jy meer doelgerig lewe, want nou weet ek wat is op God se hart. Ek kan meer met wysheid lewe, ek kan meer gefokus lewe, want ek is saam met God. Ek verstaan wat die wil van God is, ek het lang genoeg in sy teenwoordigheid gerus, en ek doen dit gereeld. En daarom wil ek vir jou 'n paar praktiese toepassings gee. Ritmes wat jy dalk kan doen en kan gebruik, elke dag om te stop. Nie eens 'n pitstop nie, maar om te stop by God. Eerste een is, begin jou dag by God. Moenie begin by die nuus nie, moenie begin om jou selfoon op te tel nie. Begin by God. Begin om stil te word in gebed voor hom. Begin om sy woord oop te maak. En begin net om God te ontdek. Sy woord en dit wat hy vir ons sê. Want as ek so by God stil word, elke oggend, verander dit die manier hoe jy daai dag aanpak, hoe jy verder leef vandag, as ek by God begin het, as ek stil gestaan het in sy woord, as ek in gebed by hom was. Tweede ding, vra elke dag daai een vraag, Here, wat is U wil vandag? Here, wat is U wil, sodat ek my lewe kan aanpas en saam met U gehoorsaam is, en te doen, dit wat U vra. As ek stil word voor God en ek vra, Here, wat is U wil, gaan die Here vir ons wys, as ons sy woord oopmaak. Want hy gaan in sy woord wys hy vir ons duidelik, wat sy hartklop is. En daarom is ook, ek lees nie net 'n versie hier en 'n versie daar nie, maar ek lees deurlopend die woorde. Ek piek nie hier, piek daar nie. Want as ek konsekwent bly aanhou lees, begin God ook dag vir dag vir my sy wil breër en breër en breër oopmaak.
Vroeger jare, my ouma het so 'n boksie gehad met skikaartjies. Dis het amper die lekkie drol van die dag. Wat is die Here se versie vir my? Ek weet nie veel ek daai onthou nie. Iets van saad, iets seed. Maar lees jy die versie, oeps, dis jou versie vir die dag en dan gaan jy aan net doen. Yes, it's beautiful die versie, maar hy verander nie my verstaan van God se wil nie. Dis wat ek so 'n pad in God se woord is, saam met hom deur hoofstukke of deur boeke stoei en lees, wanneer ek regtig die hartklop van God se hart begin hoor. Derde een is, moet elke dag nie meer vir mense se goedkeuring leef nie, maar leef vir God se goedkeuring. Leef vir 'n Vader wat alles sien, selfs dit wat ander mense nie sien nie, want dit, hy het daai gedeelte in Matteus sê, die Vader sien die verborgde dinge. God nooi ons uit om saam met hom te begin leef. Wanneer ek en jy vir God begin leef en nie vir mense nie, gaan ons minder vergelyk, ons gaan minder gejaagd wees, want ons weet ons is geliefd, ons stap 'n pad saam met God. Baie mense dink, om te rus, kan alreeds gebeur wanneer alles reg is, wanneer alles klaar is, wanneer die probleme opgelos is, wanneer die lewe makliker word. Maar ek verstaan iets anders in hierdie gedeeltes. Rus gebeur wanneer my hart op die regte plek is. Wanneer ek saam met God is, ophou vir mense leef, maar wanneer ek by die Vader stop en in sy teenwoordigheid elke dag saam met hom tyd spandeer. Dan weet ek stap nie alleen nie. Hoef nie bang te wees nie, hoef nie gejaag te wees nie, hoef niemand te beïndruk nie. Ek leef elke dag in gehoorsaamheid met God. Ek wil afsluit, sommer net vir jou 'n akroniem te gee, oor wanneer jy by God kom stop. Sommer net hierdie sien, toets, ontdek, prakties. Kom ek wys vir julle, wat het ek, daar. Ek hoop jy kan maar sien, ek gaan hom vir jou lees, want hy's klein. By sien, wanneer jy by God stop, en gaan stil staan by hom, dan vra jy die vraag, wat het jy vandag nie raak gesien van God se hart in die teks of in die preek, wanneer jy by God stil staan? As jy daai vraag vir jou, dan probeer jy iets raak sien van God se hart. Iets meer van God te ontdek. Tweede een, toets. Waar toets of konfronteer hierdie skrif jou lewe, jou prioriteite of jou houding teenoor arme mense? Om daai vraag te vra, maar waar toets of konfronteer hierdie teks my lewe? Derde een is om te ontdek, wat ontdek jy oor God se pad of sy roeping, wat hy wil hê vir jou in hierdie gedeelte? En die vyfde een, prakties. Die een praktiese stap wat ek vandag kan neem om my geloof uit te leef soos die Here vandag vir my vra. As ek so stop elke dag by God, gaan ek elke dag saam met hom die pad kan stap en gehoorsaam wees. Mag dit 'n werklikheid in jou geloofslewe wees elke dag. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie dat U God is wat ons uitnooi om teenwoordig te word by U. U is alreeds hier, U is oral daar. En elke dag staan U daar en U nooi ons uit om te kom stop. Nie vir 'n oomblik nie, maar by U te kom stop en by U te wees. U liefde te kan ken, te ervaar, te beleef. Om in U woord te wees, om deur die Gees gelei te word, sodat ons lewens die pad stap saam met U in gehoorsaamheid elke dag. Nie vir ander mense nie, maar vir U. En alles wat ons doen, leef ons saam met U. En mag ons so, selfs in
'n lewe wat wel besig is omdat ons 'n klomp dinge moet doen en ons moet werk en ons moet 'n klomp, maar in al daai aktiwiteite waar ons rus kan hê omdat ons nie vir die paviljoene speel nie vir die applous van mense nie, maar omdat ons alles doen wat ons doen saam met U, vir U en in verhouding met U. Mag ons elke dag so ook rustig raak in U teenwoordigheid. Vader, help ons gemeente om so ook stil te kan word rondom U woord. U wil, sodat dit wat ons as gemeente doen, dat ons dit doen in gehoorsaamheid van U. Dat ons nie net 'n klomp aktiwiteite aanpak nie, maar dat ons leef volgens U wil. En elke bediening, elke ding waarmee ons besig is, in gehoorsaamheid van U sal wees. Lei ons daarin. Dis ons gebed volgend. In Jesus naam.